Dit sien twee. Dit sien twee. Goed, almal kom my seker hoor agter. Hartlik welkom en geseënde Paasnaweek. Is lekker om elkeen vir julle te sien. Dis my wonderlik om elkeen vir julle te sien. Amen. Want ek weet, as jy instap, dan dra julle Jesus hier binne in julle, in hierdie plek in. En is wonderlik om elkeen vir julle te aanskou, soos Jesus julle aanskou. En soos die Here jou sien vanoggend, hy sien jou as 'n seun. Hy sien jou weergebore, hy sien jou gewas. En is wonderlik vir my, en is my groot vreugde om elke keer te sien. Want julle lyk soos Jesus. Amen. En julle skyn en julle skitter in die geeswêreld. Amen. En dis wat so wonderlik is van 'n kind van die Here. Jy dra hom persoonlik binne in jou. En oor jy begin as 'n goedheid en guns wat jou volg en jy stap na die goedheid van God heeltyd in jou lewe. En dis wat so wonderlik is van 'n kind van die Here. Jy dra hom persoonlik binne in jou. Amen. En dit is Jesus Christus wat jy dra en handhaaf en onderhou nie, hy onderhou homself, maar jy handhaaf sy teenwoordigheid binne in jou en dit is jou rol om daardie teenwoordigheid altyd te handhaaf en altyd te sorg dat jy in die volheid daarvan stap. Amen. Verlede keer toe kyk ons daarna dat die Gees van God binne in ons tempels woon, ons tempels van die Heilige Gees, en daarom word ons eintlik as kinders van God aanskou wat soos hy is in hierdie wêreld en soos hy lyk. En ons kan alles vermag en alles doen wat hy gesê het ons kan doen in hierdie wêreld. So prys die Here, dis wonderlik om te weet, ons het die vermoë en die autoriteit ontvang by die Here om soos hy te wees. En hy wil graag elkeen van ons lei vanoggend, glo ek, in 'n openbaring wat ons dalk van weet, ons weet wat die opstanding behels. Maar ek gaan 'n bietjie lig op die onderwerp sit vanoggend. Want ons weet ook dat ons kyk na tonele wat gespeel is met die opstanding, die opstanding van Jesus. Want hy op skool het ons tonele gehad en tonele gekyk in die kerk baie kere. En lang terug toe ek nog 'n jeug was, ons tonele opgevoer oor die opstanding. En in die tonele, want jy kan alles seker nie in 'n hele 3 ure of 4 ure inpas nie, het hulle altyd gewys, Jesus kom in die graf gestap en die engel rol die klip weg. Soms so bord gevat en 'n ronde bord en gemaak of dit 'n klip was. En dan kom Jesus uit die graf uitgestap en die soldate sidder en beef, hulle is op hulle aangesig en hulle val neer voor hom en die engel kom daar aan en praat met Maria. En jy sien al die dinge gebeur eintlik in hierdie toneel. Maar dis glad nie wat gebeur het nie. Toe ek 'n bietjie gemediteer het hierdie week daarop, dis nie wat gebeur het nie. En ek gaan 'n bietjie lig op die onderwerp sit. En dit gaan dalk skrikwekkend wees vir julle met julle gaan deel vanoggend. Dit gaan amper so 'n thriller wees. Amen. Toe ek dit verlede vertel gisterand sê, dit klink so thriller. En is letterlik wat dit is. Ons gaan praat oor 'n paar dinge. Want wat gebeur het is eintlik skrikwekkend en is nie normaal wat gebeur het nie. So kom ons gaan 'n bietjie daarna kyk vanoggend. Kom ons bid oor die woord van die Here. Vader, sê vir U baie dankie vir die woord. Dankie vir die Gees van God hier met ons in ons midde. Dankie Heilige Gees, kom en verkoop hierdie woord hier in ons binneste. Here, kom breek hierdie woord oop vir elkeen, Here, om verstaanbaarheid te hê in wat U spreek. Dat Heilige Gees U ons lei in die waarheid van die woord. En dat ons nie, Here, kort kom en kort skiet aan die waarheid nie, maar ons weet waar dit gaan om hier te wees, Here, op die mees prominente, die belangrikste dag van die kerk. En dit is die opstanding uit die dode, Here. Waar U vir ons gewys en gedemonstreer dat daar lewe is in U. En dat elkeen van ons hierdie lewe kan smaak en daarin kan wandel. Here, dankie dat U elkeen kan versterk en vrede bring in elke situasie vanoggend, Here. Ek dank U, Vader, dat U U hand uitstrek oor elkeen en die situasies omdraai in Jesus naam. Dankie, Vader, Dawid het gespreek en gesê, ek sien die goedheid van God wat in my lewe heers. En dat hy my vyande verslaan voor my. In Habakuk, Here, in Nahum 1 vers 15 sê U, Here, daar kom 'n goeie boodskapper, 'n boodskapper oor die berge aangestap, met goeie nuus, Vader. En Here, mag hierdie goeie nuus afgelewer word hier. Here, oor al die berge wat ons trotseer, is daar een wat goeie nuus bring. En hy is die goeie herder, en hy is die saaier wat goeie saad saai in ons harte. Daarom die goedheid van hierdie Paasfees, Here, is hier met ons. Want Gees van die Here, U is hier met ons. En U breek die goeie woord oop om te eet en te geniet wat U spreek
en wat U vir ons voorberei op hierdie tafel vanoggend in Jesus naam. Amen en amen. Loof die Here. Goed. Kom ons kyk vanoggend net na die woord van die Here. Ek wil sommer wegspring. En kom ons kyk na 3 dinge. Ek het 5 dinge gehad, maar ek moes 2 doodtrek. Want die notas was net 60 bladsye. So ek gaan nie alles kan verduidelik vanoggend nie. Maar ek moet graag vir julle net hierdie wys. Die 3 dinge wat my aangeraak het terwyl ek weer gelees het oor die opstanding van Jesus Christus. En dit moet julle deel vanoggend, want dit is iets baie belangrik vir die kerk. En omdat net wat ons vanoggend beleef is soos die mees belangrikste dag van eintlik die jaar. Amen, die geboorte van Jesus was ook belangrik natuurlik, maar dit is die belangrikste dag van die jaar, die opstandingsdag. En ek wil daardie openbaring met julle deel vanoggend, as jy my sal toelaat vanoggend. Ons gaan nie baie tyd vat nie, maar kom ons kyk na die eerste ding. Daar's 3 dinge wat ek met julle wil deel. Die eerste een is, Jesus het die graf geloop voordat die klip weggerol was. Okay, hy het die graf gestap voor die klip weggerol was. Nou vra jy vir my, maar hoe? Hoe het dit gebeur? Ek moet wys vir julle hoe dit gebeur het. Amen. Ons sien hier, en ons sien in Matteus 27 vers 54, en ons sien hier so wat gebeur het. Die eerste ding is, in vers 50, then Jesus shouted out again, and he released his spirit op die kruis. Nou, het dit gebeur. And at that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook. Daar was 'n aardbewing, 'n aardskudding, nou. En hy sê vir ons, the rocks split apart and the tombs were opened. Tombs, nou, were opened. So al die grafte het oopgegaan. Ons gaan nou daarby uitkom. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead. Phew, hallelujah. Net daar het die liggame lewendig geword. Ons praat van 'n zombie apocalypse amper, né? Soos iets wat gebeur in 'n fliek. Hoe mense lewendig word in grafte. Maar kyk bietjie wat gebeur, die grafte gaan oop en die liggame van die goddelike mense, die heilige mense, mans en vrouens wat dood gegaan het, was uit die dood opgewek. Amen. They left the cemetery after Jesus' resurrection. So, went into the holy city of Jerusalem and appeared to many people. Hallelujah. Amen. Net ter inleiding dit. Die gebeurtenisse aan die kruis was so geweldig. En die skudding van die geeswêreld was so geweldig dat die aarde geskit het. En soveel krag was eintlik openbaar toe Jesus se asem uitblaas. Het die hele wêreld geskit. En die grafte het oopgegaan. En die mense het eintlik lewendig geword aan daardie grafte. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die tydsberekening rondom hierdie goed, hoe dit gebeur het. Want baie van ons verstaan nie werklik wat gebeur het nie. En wat dit beteken om opstanding uit die dood te beleef nie. En ek glo dat elkeen gaan daardie openbaring kry vanoggend wat opstanding uit die dode eintlik beteken. En dat ons dit kan vat en daarin wandel. Kom ons kyk 'n bietjie vinnig. So, they left the cemetery after Jesus' resurrection. So, toe die Here gekruisig was en begrawe was, het hulle nog in die grafte gebly lewendig. In die begrafplaas. Sien julle dit? So, hulle het nie dadelik uitgegaan. Die Bybel sê, nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit, het hulle verskyn aan mense. So, hulle was in 'n grafte vir hoe dan? 3 dae? Nee? En Jesus was waar? In die hart van die hel. Nee? Vir 3 dae. So sien dit ook hier, dat hy het opgestaan uit die dood uit, en toe het hulle uitgegaan, en aan mense verskyn. Die dooie mense wat wakker geword het, wat weer lewe ontvang het. Sien ons dit? In die woord, dis hier. Amen. Dis die woord. So, dis nie wat ek uit my duim uitsuig nie, dis hier in die woord van die Here. Ons het altyd gedink, so maar, die mense het dadelik uitgekom in die graf en gaan verskyn. Nou, ek weet nie of jy dit al so gelees het nie. Maar kom ons kyk bietjie net na dit wat die Here spreek daardeur. En hoekom gaan ons dit deel vanoggend? Kom ons kyk na die opstanding self. In Matteus 28 vers 1 tot 6. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb, and behold, there was a great earthquake. For an angel of the Lord descended from the door
from heaven, and came and rolled back the stone from the door and sat on it. Amen. So, daar was 'n groot aardbewing. Hoekom was daar 'n aardbewing? Die Bybel sê, daar was 'n aardbewing, die woord aardbewing is trapeze, wat eintlik beteken om te vibreer, amen, om te skud, so geweldig te skud. En ons sien ook hier, die woord in die Grieks trapeze beteken, en ons sien ook dat lightning, daar is die woord lightning, dat roll back the stone from the door and sat on die engel kom. Hoekom was daar 'n aardbewing? And behold, there was an earthquake for an angel. Nou, hoekom was daar 'n aardbewing? Want die engel, dit is die rede, want die engel het die klip kom wegrol. Halleluja. Nou, dis 'n magtige engel hierdie. Amen. 'n magtige engel wat 'n aardbewing veroorsaak en 'n klip kom wegrol. Nou vra ek julle, as ons kyk na wat verder hier staan, dan staan ook, his countenance, the angel's countenance, was like lightning, and his clothing as white as snow, and the guards shook for fear of him, and became like dead men. But the angel answered and said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here. He is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay. Amen. So was Jesus daar, toe die klip weggerol was? Nee, hy was lankal nie meer daar nie. So met ander woorde, hy het nie uit die graf geloop, toe die klip weggerol was nie. Hy was voor die tyd weg. Amen. En ons moet dit reg lees, want hy sê hier so ook vir ons, dat, ons kyk na die woord lig, dis amper die woord, dis die woord, soos 'n groot straal lig, wat uit die ongesig van die engel uitkom. Jy kan sy gesig nie eers sien nie, so helder is dit. En dit is eintlik hoe skrikwekkend dit was, hoekom hulle gevrees het, die wagte het gebewe van vrees, nou. En hoekom? Want daar is 'n heilige oomblik, daar is lig wat geskyn het in daardie situasie. So ons sien ook dat die engel kom verklaar hier, dat Jesus is glad nie meer hier nie. Hoekom het hy dan die klip weggerol? Dis vir 'n getuie, dat elkeen van ons kan kom kyk, en ervaar, hy is nie meer daar nie. Hy het opgestaan uit die dood uit. Dis vir die mense gewees om te kom kyk en te sien, hy is nie meer hier nie. Amen. So sien ons dit nou, die waarheid. Maar hoe het hy het reg gekry? Kan ek vir julle 'n skrif wys wat dit bevestig? Amen. Want julle kyk my nou so snaaks aan. Julle dink, "Sjoe, wat gaan nou, wat hierdie pastoor alles kwyt geraak vanoggend." Maar kom ons kyk 'n bietjie wat sê hy. Hy sê in die woord van die Here dat ons moet dit begryp. Hoekom? Want hy het oorwinning oor die dood gehad, terwyl hy in die graf was. Halleluja. Amen. So die dood kom nie verder hou nie. Toe hy opgestaan het, toe hy opgewek was in die dood, kon hy nie langer in die graf bly nie. Hy moes dadelik daaruit. Amen. Want die dood kom nie verder gehou het soos die mense wat opgewek was en nog in die graf moes bly en eers op die derde dag begin verskyn het aan die mense. Amen. Verstaan ons dit so? So met ander woorde, hy het die krag gehad om die dood te oorwin. En toe hy uit die dood opstaan, toe loop hy uit daardie graf uit. En die klip was nog daar, hy het deur die klip geloop. Amen. Letterlik deur die klip. Hoekom? Amen. Hoekom moet ons dit bietjie klem daarop lê? Omdat die woord ook seismic, ons ken die woord seismic, is soos 'n aardbewing, né? Ons praat van seismic events, né? Soos aardbewings, aardskuddings, daai tipe goed. Dit was 'n seismic event. Dit was die Griekse woord is seismic eintlik letterlik, waar ons daardie woord kry. Jesus het 'n verheerlikte liggaam gehad. Met ander woorde, kom ons kyk hier in Johannes 20 vers 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." Amen. Hy staan ewe skielik in die midde van hulle, en die Bybel sê die deur was gesluit. Hy het nie 'n deur nodig nie, want hy is die deur. Amen. Halleluja. Hy is die deur, hy het nie 'n deur nodig om te verskyn nie. Hy stap deur mure, hy stap en verskyn ewe skielik. Hoekom? Want hy het, julle ken mos die ding van geeste, né? Ons sal daarby kom. So met ander woorde wat Jesus oorgekom het is, hy het 'n ander liggaam gekry, 'n verheerlikte liggaam. Met ander woorde, hy was in 'n doderyk gewees, hy's opgewek uit daardie plek uit, in die geeswêreld uit. So hy ontvang wat? 'n fisiese liggaam wat gekombineer is met 'n
verheerlikte liggaam, 'n geestelike liggaam. So hy kan opereer tussen twee dimensies. Amen. Die fisiese dimensie en die geestelike dimensie kan hy opereer ter alle tye. Hy kan kies wat hy dit wil doen. Amen. So in ander woorde, hy verskyn ewe skielik in die midde van hulle, en ons sien ook hier in Lukas 24 dieselfde gedeelte. And I said, and just as I was telling about Jesus, Jesus himself was suddenly standing there among them. Peace be with you, he said. But the whole group was startled and frightened, thinking they were seeing a ghost. Sien, hulle dink hulle sien 'n spook. Amen. En hulle dink hulle sien 'n spook. En hy sê vir hulle in vers 38, why are you frightened, he asked. Why are your hearts filled with doubt? Look at my hands. Look at my feet. You can see that it's really me. Touch me and make sure that I'm not a ghost. Because ghosts don't have bodies. Hallelujah. Amen. Ek is nie 'n spook nie. Julle dink ek lyk soos 'n spook, maar ek is nie 'n spook nie. Ek het 'n liggaam. Spooke het liggame, sê hy vir hulle. Halleluja. Het jy dit al gelees? Wat hy gesê het vir hulle? Amen. Spook het nie liggame nie. Maar spook het nie liggame nie, maar hy het 'n verheerlikte liggaam. So hy is 'n gees met 'n liggaam. Amen. Met ander woorde, ons sien dit hier opgewek uit die dood en hy funksioneer in twee dimensies ewe skielik. Amen. So spooke het nie liggame nie, hulle het 'n astrale liggaam. Met ander woorde, hulle kan net is deurskynend, né? En oral in die woord van Here, hulle het geglo in spooke daai tyd toevallig. Het hulle verklaar, is 'n spook. Hulle het gedink daar is spooke, né? Toe op die water ook uitstap een aand en die stormagtigheid, toe sê die Bybel, hulle het gedink hy's 'n spook. Hulle was baie bang, né? Toe hulle sien, dis eintlik 'n gedaante van 'n spook. So, mense was bang vir spooke daai tyd. Maar ons sien ook hier, hy kom in 'n liggaamlike, fisiese liggaamlike vorm, en hy sê vir hulle, ek is nie 'n spook nie, ek het 'n liggaam, spooke met nie liggame nie, hier is ek om vir julle te wys, ek is die opstanding in die lewe, ek kom as Jesus met 'n verheerlikte liggaam, en hier is my wonde, en julle kan julle vingers op my hande kom steek en in my sy kom steek. Amen. En dit is wat hy kom verklaar het, en dit is wonderlik om te sien, wat die opstandingskrag eintlik behels. Nou kom ons gaan 'n bietjie verder, en ek wil by die punt uitkom eintlik vanoggend, rondom hoe ons ook kan wandel in dit. En hy sê vir hulle, touch me and make sure that I'm not a ghost. As he spoke, he showed them his hands and his feet. So, derde ene is, dis die eerste zombie apocalypse, wat gebeur het. Moes laat my so net 'n grappie. Nie eintlik regtig zombies nie, hulle was verheerlikte liggame, het opgestaan nie so Jesus, verheerlikte liggame gehad nie sy. Sjoe, amen. Want hulle was ook in die dodery en opgewek. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Mattheus 27, kom ons gaan terugsien toe, vers 51. Behold, the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rented, and the graves were opened, and many bodies of the saints which died arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. So, dit is interessant, want net Mattheus dokumenteer dit. En nergens anders word dit gedokumenteer nie. Nergens in een van die evangelies staan daar Jesus het uit die graf uitgestap nie. Nergens nie. Nie Mattheus nie, nie Markus nie, nie Lukas nie, nie Johannes nie. Staan nergens nie. Hy het nie uitgestap toe die klip weggerol was nie. Amen. So wat het gebeur? Hy het letterlik deur die klip gestap. Halleluja. Ek gaan dit weer beklemtoon. Hy het letterlik deur die klip gestap, niks kon hom vashou nie. Die engel moes gedemonstreer het vir almal wat daar aankom, dat kyk sy graf is leeg. Wat het hulle binne in die graf gekry? Net sy doeke. Ja, sy doeke. Amen. Sy kopdoek netjies opgevou. Die kleed wat hy aangehad het, nie opgevou nie. Opgerol die kopdoek. Hoekom? Want hy het alles vervul vir die kerk as die hoof van die kerk. Amen. Die liggaam is nog nie vervul nie. Ek gaan daarby uitkom. Die liggaam het nog nie 'n vervulling gehad nie. Wanneer gaan die liggaam die vervulling kry? Wanneer ons nou in hierdie wêreld alles onder sy voete plaas. Amen. Die Bybel sê, ons wat die kerk is, moet alles onder sy voete plaas.
Die kopdoek was netjies opgerol een kant gesit, want die hoof het alles vermag, het alles gedoen. Die volkome werk, die kruis betaal, hy die volkome werk voltooi wat die Vader hom gestuur het voor, nou is die kopdoek netjies opgerol, en die kleed nog nie, die liggaamlike kleed nog nie. Interessant. So ons is die liggaam wat alles vervul, maar kom ons kan daarby uitkom. Nou kom ons kyk 'n bietjie, hy sê, many bodies arose and came out of the graves after his resurrection. Amen. Hulle is opgewek, maar hulle kom nie eers uit die grafte uit na sy opstanding. Jy het dit al so gelees, na sy opstanding. En verskyn aan baie wat in Jerusalem was. So, Matteus is die enigste een wat dit dokumenteer, want Markus skryf van die Romeine, en net die Jode het geglo in die opstanding uit die dode. Matteus skryf dit net vir die Jode. Net hulle sou geweet het waarvan Matteus praat. So ek wil julle lei om 'n Jood te wees vanoggend. Amen. Om te verstaan waaroor dit gaan. 'n Joodse verstaanbaarheid. Amen. Om te verstaan waaroor gaan die opstanding. En dit is waaroor dit gaan. Matteus skryf dit vir die Jode, Markus skryf dit vir die Romeine, Lukas skryf dit vir die heidene, en Johannes skryf dit vir die res van die wêreld. Sê evangelie. Maar ons sien ook hier dat, wanneer ons net kyk wat gebeur het, is, onthou net, daar was verskillende feeste gewees. En daar was 7 feeste wat die Jode in 'n jaar bygewoon het. En die Jode moes al 7 feeste bywoon. Die eerste 3 feeste vind plaas in lentetyd. Ja? In die lentetyd vind dit plaas, en hulle kom by die plek waar hulle die Pasga vier, die fees van ongesierde brode vier, die eersteling offer vier. En dan 50 dae later is dit Pinkster, en daarna is fees van trompette, die versoeningsdag en die loofhuttefees. Amen. So ons sien al die feeste. In die herfsttyd moes hulle die laaste 3 bywoon. Goed, ons sien dit dan nou so. Maar kom ons kyk wat gebeur het. Die eerste vrugte, wat gebeur het, die eerste 3 is Jesus sy eerste koms, né? Die eerste 3 feeste praat van sy eerste koms as seun van die mens, wat gekom het in die vlees, en vir ons die kruisdood die dood kom betaal het, dat ons sonde vergewe kan wees. Dis die eerste 3 feeste. Dis die eerste koms van Jesus. Dan is dit Pinkster, en dan is dit die wederkoms. Die laaste 3 feeste praat van die wederkoms van Jesus. So, is jy nog met my? Amen. So, as ons kyk daarna, so ons verder ook, dat die eerste feest gedoen, onmiddellik, en onmiddellik daarna, het die priester gegaan, die Pasga was voorberei, en in daardie tyd was dit dieselfde tyd, waar die priester moes gaan, toe Jesus in die kruis gehang het, en hy moes die paaslam, Jesus paasfees gekruisig, hy moes die paasofferlam, moes hy geslag het, dieselfde tyd wat hy die kruis gehang het. So die priester kon nie by die kruis wees nie. Hy moes in die tempel besig wees, om die paaslam te slag. Hy moes daar besig wees. So met ander woorde, ons sien die priester gaan uit, en wat gebeur het is, direk daarna, was die fees van ongesierde brode, en in dieselfde week, in dieselfde tyd, direk daarna, moes hy gegaan het, en hy moes die graan, of die eersteling offer voorbereid. So wat het hy gedoen? Die priester gaan uit Jerusalem, uit die heilige stad, en hy gaan, terwyl Jesus die paasofferlam voorberei was, en Jesus doodgegaan het, gaan hy gaan verklaar die gerwe, hy gaan deur die vallei van Kidron, loop hy deur die vallei van Kidron, op pad na 'n land toe, wat spesiaal koring geplant het vir die paasfees. En daardie gerwe het al lekker groot gegroei in daardie tyd, want dit is die lentetyd. En die gerwe het lekker groot gegroei, en hy gaan en hy merk 10 gerwe af. Hy merk 10 gerwe, 'n tiende, nou. En hy merk 10 af, en hy sê, hierso is 'n klein porsie land, ek merk 10 gerwe, vat dit by mekaar, bind dit vas, en ek merk dit, 10 van hulle, merk ek. Maar ek sê dit nog nie af nie. En daarna gaan hy terug deur die vallei van Kidron. Kidron beteken donker, dood en oordeel. Dis wat Kidron beteken. Is 'n donker vallei, ek het die foto gesien, ek het ongelukkig die foto vir julle hê nie, 'n donker vallei, daar kom nooit son in daai vallei nie. Dis kom hulle Kidron noem. Die son skyn nooit in daai vallei nie.
En hulle moes deur die vallei stap, dis die kruisdood van Jesus, deur die vallei stap, né? Die dood van Jesus, die oordeel van Jesus, moes hy stap en by die gerwe uitkom om die vrug te sien van die eersteling offer. Die eerste offer. So hy bind hierdie gerwe mekaar en daarna, nadat hy dit gemerk het, gaan hy dadelik terug en hy gaan eet die Paasofferlam. Dieselfde aand, gaan eet hy die Paasofferlam. So, die Jode werk mos op 'n dag, die dag gaan van 6 uur tot 6 uur. Nou, en ons sê die woord van die Here ook. So, toe die Here aan die kruis hang, het hy in daardie uur, die Bybel sê toe dit aand geword het, en die 3de uur het hy gesterf. Die 3de uur was omtrent daardie tyd gewees, en toe sterf hy na sy laaste asem uit. So ons sien dit ook in die woord dat hy gaan het, die priesters gaan, hulle berei die Paasofferlam voor, en hulle berei eintlik voor om die gerwe, die koringgerwe te gaan oes. Goed, ons sien dit hier. En die koringgerwe was net geoes met die opstanding. Dit was 'n uur voor die opstanding gewees, wat hy moes uitgaan, en hy moes die koringgerwe wat hy gemerk het voor die tyd, moes hy toe gaan oes het met 'n sekel. En hy moes hulle afgesny op die wortel as ware. Hy moes afsny met 'n sekel op die wortel. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe het hy die sekel ingelê. En hy die aardse van die gerwe, Jesus was die gerwe, die eersteling offer, uit die dood uit. Amen. En hy moes die gerwe afsny. En hy moes die 10 gerwe inbring na die tempel toe, om voor God te bring as 'n wyfoffer. En hy moes voorbring, nou in die gedeelte in Levitikus, en hy moes dit offer voor God as 'n wyfoffer, om te sê, dankie Here vir die voorsiening wat U vir ons gee. En die voorsiening was in hierdie geval Jesus Christus. En hy kom en hy sny die gerwe af, toe die sekel inlê, toe staan Jesus uit die dood uit op. Toe is hy nie meer gebind aan die aarde nie. Amen. Dit was, die gerwe was ontwortel, was by die wortel afgesny van die aarde. So met ander woorde, hy kry 'n verheerlikte liggaam. Amen. Hy kry 'n geestelike liggaam net daar. Prys die Here. Amen. En wat het die aardbewing veroorsaak? Die aardbewing merk die grafte wat moet oopgaan. Die eerste aardbewing het die grafte gemerk. Ek sien dit was 10 nie, ek dink dit was baie meer, maar die grafte was gemerk wat oop moes gaan. Amen, want die klippe het weggerol, sê die woord. Die grafte het oopgegaan. Omdat die grafte was die grafte, soos ons het ken nie, met 'n steentjie op en sê, hier lê Jannie, hy was 'n baie goeie mens nie. Dit was groot klippe wat voor die grafte gerol was. En daardie goed gaan oop. En hierdie mense, wat grafte is klaar gemerk, die mense daar binne, hulle is in die grafte, hulle wag vir die feit om te verskyn. Amen, hulle wag om te verskyn aan die mense. So nou sien ons hierdie geval, die priester kom en 'n uur, omtrent 5 uur die oggend, voordat die son opkom, voordat Jesus uit die dood opstaan, sny hulle die gerwe af, en die laaste gerwe word afgekap hier by 6 uur se kant. En Jesus staan uit die dood uit op, dieselfde tyd. Wonderlik, amen. Wonderlik. En hy stap met die gerwe terug na die tempel toe, en hy sê, ek gaan dit nou vir God offer. Hierdie is 'n wyfoffer. Ons is dankbaar. Amen. En dit is die eersteling offer wat gebring was, die eersteling offer. En nou sê ons die eersteling offer is wat? Hoekom is Paasfees die belangrikste? Hoekom is opstandingsdag die belangrikste? Want ek en jy moet glo in die opstanding. Ons moet glo dat Jesus werklik opgestaan het. Want dit is ons offer aan God. Dit beteken die eerste mense wat uit die dood uit opgestaan het, was die eersteling offer uit die dood uit. Halleluja. Amen. En dit is eintlik skrikwekkend, want hier sien ons ook dat al hierdie oordeel, al hierdie hartseer is mee gedeel, en God se eerste vrugte was ontvang deur Jesus Christus uit die dood uit. Want die Bybel sê hy is die eersteling uit die dood uit. Amen. En wat het toe gebeur? Kom ons kyk 'n bietjie, ons gaan net weer terug. At the moment the curtain temple was torn in two from the top, but the earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. Amen. The rocks split and the tombs broke open. Jy sê dit in 'n ander vertaling, dat dit oop gebreek sommer. Amen. So daar was 'n merk gewees oor daardie klippe. Halleluja. Prys die Here.
And the bodies of many holy people who died were raised to life. They came out of tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Nou, dit is interessant. Hulle verskyn aan baie mense. Almal sien hulle, met ander woorde, hulle verskyn hulle geliefdes dalk, eers hulle geliefdes toe dalk, mense wat hulle geken het, en hulle verskyn aan mense in Jerusalem. Sjoe, dink jy die kinders speel buite, hier's oom Johan terug. Hy was 'n rukkie weg, waar was hy? Mamma, oom Johannes is hierso. Ja, maar hy is dan dood. Nee, oom Johannes is, hy is regter, kyk hierso, hy is buite. Amen. Hoe wonderlik moet dit nie gewees? Ek dink skrikwekkend, amen. Ja. En ek dink mense was verbaas, amen. En ek dink, hoe wonderlik moet dit wees om opstanding en lewe te sien, wat vir jou oë verskyn. Halleluja. Weet jy wat is voor jou oë vandag? Elke gelowige wat hier sit, het opstanding en lewe, dis dieselfde ding. En ons gaan nou by dit kom. Wat gaan gebeur op die einde? En hoekom moet ons hierdie dag so spesiaal ag? As ons kyk, hulle het min of meer 1 uur en 'n half gehad, nadat Jesus opgestaan het om te gaan verskyn aan hulle families. Omtrent 1 uur en 'n half. Want wat het daarna gebeur? Die Here moes kom, en hy moes iets voor die Vader bring. So as ons kyk na die eerste offer, sien ons die opstanding en lewe van dooie liggame en 'n verskyn aan geliefdes om te bewys dat hy werklik opgestaan, amen. En daarna moes Jesus gegaan het en hy moes sy bloed gaan offer het in die heiligdom, né? Hy moes opgevaar het na die Vader toe en 'n plek voorberei het vir ons elkeen in daardie tyd. Maar hy het nog nie opgevaar hemel toe nie. Wat het met hierdie gelowiges gebeur? Jesus gaan en hy praat met mense op die pad van Emmaus, hy verskyn disippels, hy praat bietjie met hulle. In daardie tyd berei hy eintlik die hemelse plekke voor. En hy vat hierdie gelowiges saam met hom, direk in die boesem nie van Abraham nie, in die Vader se boesem. Wat gebeur nou? Al die gelowiges saam met hom wat in die doderyk was, wat hy sleutels oopgesluit het, amen, en wat geglo het toe hy preek vir hulle, was saam. Amen. Die Farao ook, glo ek. Want het eerst ons God se krag gesê, ek glo Farao is op daar, jy gaan hom sien in dat dalk. Want almal wat toe geglo het in wat hy preek, en sê, hier is ek, hier is my hande, hier is my voete, selfs met die disippels gedoen het, sê, kyk hier, ek is die opstanding, ek sê lewe, ek het die prys betaal vir julle elkeen, my bloed is gestort aan die kruis, en in 'n geestelike milieu preek hy vir die dooies, en hy sluit die doderyk oop, en hy vat hulle almal saam met hom, en hy sit hulle in hemelse plekke, direk in hemel, amen. Wat gebeur met 'n gelowige, as hulle vandag sterf? Jy gaan nie in Abraham se boesem mee nie, dit was die Ou Testament bedeling, jy gaan nou waantoe, direk na die Vader toe, as 'n heilige. Die opstanding uit die dode, die eerste vrug van opstanding, is jou deel, halleluja, amen. So jy skiep 'n paar stappe, amen. Jy skiep 'n paar stappe, wonderlik, as jy weergebore is, en in Jesus glo, en in die opstanding glo, prys die Here. So al daai mense uit die graf te gekom het, was saam met hom gevat, omdat hulle verheerlikte liggame gehad het, loof die Here. Verstaan ons dit so? Amen. Prys die Here, maak dit sin? Het jy dit al gehoor so? Nog nooit nie? Het was toe 'n preekie oor die goed, iemand, hulle weet nie of hulle kom of gaan as hulle preek nie, of hulle wil nie hê mense moet dit eintlik hoor nie. Amen. So ek wil net die waarheid vir julle wys vanoggend, wat presies het gebeur, want die opstanding is so kragtig en so permanent, dat ons elkeen moet hierdie verstaan. 1 Korintiërs 15 vers 17, if Christ has not been raised, then your faith is useless, and you're still guilty of your sins. As Christus nie opgestaan het nie, as jy nie glo in die opstanding nie, kan jy sonde nie vergewe wees nie, en jy kan nie gered wees nie. Amen. Dis 'n belangrike opstanding is, dis die belangrikste dag hierdie vir die hele kerk. Ja. Hierdie is die Super Bowl van al die dae. Nie Super Bowl nie, kom ons noem dit maar eerder Springbokke teen Nieu-Seeland. Amen. Dag. Beter as daai dag. Amen. Halleluja. So, as ons kyk na wat hier gebeur, sê ons ook 1 Korintiërs 15 vers 20. But in fact, Christ has been raised from the dead. He's the first of a great harvest of all who have died.
So, wat is dit? Wat is dit wat Jesus kom wys het vir ons? Hy kom wys vir ons, dat ek is die eersteling uit die dood uit wat opgewek was. Ek het 'n verheerlikte liggaam. Die gelowige same wat uit die graf uit gekom het verheerlikte liggame. Hulle is die eerste vrugte wat vir die Vader geoffer is as 'n wyfoffer. Dieselfde as die koringare. Om te sê, Vader, ontvang hulle in die hand. Hulle is die eerste offer uit die dood uit. Prys die Here. Amen. En wat gaan daarna gebeur? Hierna is daar 'n baie groot kom ons noem my Engels 'n event, né? Wat gaan plaasvind eendag. En almal wat weergebore is, almal wat dood was en in Christus ontslaap het, almal wat nog op die aarde lewe en aan hom behoort, gaan in die hemel opgeneem word. So hy berei ons uiteindelik voor die wederkoms. Halleluja, amen. Want in die wederkoms wat hier gebeur het, is 'n voorbereiding dat ons kan glo in die wederkoms. Amen. Dat ons elkeen nie hopeloos moet wees nie, maar weet in die wederkoms word jy vir ewig opgevat en gaan jy saam met hom wees vir ewig. Kom ons lees daardie skrif saam. Jy kan my vra nou is daar skrif af voor? Ja, hier is die skrif. Amen. Halleluja. Ons kyk hier. I say in 1 Thessalonians 4 verse 13, now dear brothers and sisters, we want you to know that what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Amen. Dis hoekom hy dit geskryf het. Dis hoekom Jesus gedoen het, dat jy nie moet gegrief wees of hartseer wees vir as iemand wat nie hoop het nie. Waar is ons hoop? Ons hoop is hy kom terug op die wolke. Elke oog sal hom sien. Elke tong sal bely dat Jesus Christus Here is, tot die heerlikheid van God die Vader, elke knie sal buig. Dit is wat hy kom demonstreer vir ons. Dit is so kragtig. Amen. For since we believe that Christ Jesus died, was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. Daai wat hy as eerste vrugte gevat het. Amen. Hulle gaan saamkom. Halleluja. Vir Abraham sien daar. En vir Moses en al die mense. Amen. 1 Thessalonians 4 verse 15. We tell you this directly from the Lord. Amen. Hulle hoor dit by God self. We who are still living when the Lord returns will not meet him ahead of those who have died. Daaroor ons gaan nie saam met die wat alreeds gesterf het daai tyd ontmoet nie. Ons gaan op 'n ander manier ontmoet, né? Hy sê, for the Lord himself will come down from the heaven with a commanding shout. Amen. With the voice of an archangel and a trumpet call. Sjoe, 3 dinge. Halleluja. Hierdie keer gaan dit kragtiger wees. Hierdie keer gaan dit 'n groot wonderlike gebeurtenis wees. Amen. Wat ek en jy nou moet uitsien. Sê ons, is jy opgewonde daaroor? Halleluja. Prys die Here. Dis wonderlik om dit te aanskou. Hy sê daar gaan 'n groot stem wees. Amen. 'n shout, 'n skree, 'n geskreeu. The voice of an archangel, the trumpet call of God. First the believers who have died will rise from the graves. Then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. Amen. Hallelujah. Prys die Here. Amen. Die wegraping. Sien jy uit na die wegraping? Amen. Sjoe. Ek dink dit is soos die grootste gebeurtenis ooit. En hoekom het Jesus kom demonstreer? Ek sê eerste vrug uit dood opgestaan het. Om vir julle te wys wat gaan gebeur. Om vir julle opgewonde te maak oor ek kom jou haal en jy gaan vir ewig by my wees. Jy hoef nie te vrees dan nie. Amen. Jy hoef nie dood te wees oor jou nie. Jy hoef nie te vrees vir enigiets nie. Jy gaan jou pa en ma sien dalk wat aan die Here gewandel het. Dit moet 'n groot gebeurtenis wees. Amen. So daar's papa en mamma weer. Halleluja. Amen. Dit moet lekker wees. Dit moet so lekker wees. En dan moet daardie gelowiges saam met hom. Jy sien daardie mense wat jy verlief was. Amen. En dit is so wonderlik, as ons sien, jy gaan saam met hom wees vir ewig en vir altyd. Maar wat is dit? Wat is dit wat ons daar uitbring? Wat bring ons by die punt uit om te weet, ons gaan saam met hom wees vir ewig? Dit is om weergebore te wees. Hoekom het Jesus kom vir ons wys wat die opstanding lewe is? Eerstens, om vir ons te wys daar is 'n opstandingskrag. En die tweede ding is dat ons gered kan wees
en dat ons aan hom kan behoort vir ewig. Amen. Ons sien dit hier duidelik in die woord, en dis hoekom ons dit moet weet. As jy weet, in Romeine 10 vers 19, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, as twee dinge wat moet gebeur, you must confess that Jesus Christ is Lord. Die duiwel glo ook, né? En hy sidder, maar hy kan nie bely Jesus is Here nie. Hy kan dit nie bely, want hy het nie die gees nie. Die gees gaan nie saam met die duiwel. So met ander woorde, ons elkeen kan bely, met ons monde Jesus is Here, en glo in jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy gered word. Amen. Sien, die opstanding uit die dode is so belangrik om gered te word. Jy moet glo, hy is uit die dood opgewek. Halleluja. Dis hoekom ons gered is. Jou redding is in jou mond, en jou geloof dat opgewek is. En dan sê hy, for one believes of the heart, and so is justified, and one confess of the mouth, and so is saved. Halleluja. Amen. Dan sien ons verder ook, hierdie liggame wat eintlik in hierdie grafte was. Ek skat daardie liggame was so tussen 3 en 10 jaar oud, wat opgestaan het. Anders sê hulle nooit herken het nie. Dan sê generasie het hulle nie herken het nie, né? So as ons kyk na wat hier gebeur is, daardie liggame het 6 tot 9 maande gevat om bene te word. Nou, so hulle was eintlik al bene. Wat 'n wonderwerk is dit nie? Halleluja. Hier sit nog vlees gehad in sy liggaam en opgestaan. Maar hulle is net bene, hulle was net been. En hulle het opgestaan uit die dood uit. Sjoe, wow. Halleluja. Van hulle was net been. En dis hoekom hulle sê, na 6 tot 9 maande kom hulle en hulle kom haal die, afhangende van hoe groot jy was. Kinders 6 maande, volwassenes 9 maande. Dan kom haal hulle die bene uit daardie graf. Daar was nie baie plek nie, mense te begrawe nie. Ek haal die bene uit die grafte uit en sit dit in houtboksies. Daai Josef se bene, né? Wat in houtboksie vervoer is van Egipte af tot by Abraham se graf. In houtboksie. Dis hoekom hulle sê en hulle was verenig met hulle vaders. Die Bybel sê dit. Amen. Waar was hulle verenig? Hulle was in 'n plek gesit, vol houtboksies gepak. Jy kan er nog gaan kyk, jy het gesien dat jy in hierdie slim. Vol houtboksies gepak, bo op mekaar. Al die bene, nou nog. Dit is nou nog daar, van die bene. En ons sien dit ook, dat die Jode was daardie beginsel toegepas, na die vaders toe. Maar wat het gebeur? Wat is dit wat ons eintlik so bewus maak van wat Christus gedoen het? Want Jesus het 'n verheerlikte liggaam gehad. En toe hy hierdie graf geloop het, toe hy deur daardie steen na die klip geloop het, was hy eintlik nie gebind aan enige aardse ding nie. En so ek en jy gaan nie gebind wees aan enige aardse ding nie. So met ander woorde, hierdie klere wat jy nou aan het, sê maar die Here moet nou terugkom. Ewe skielik, né? As ons in die ou dae in 1980 het hulle altyd die mense bang gemaak in die kerk, want dan die pastore 'n sein gegee. Dan staan 'n ou agter die gordyn op die verhoog. Gee 'n sein en blaas iemand 'n trompet. Dan val die mense onder die banke in en sê, Here help my, dis die wederkoms. En dis sleg om dit te doen. Jy moet die mense uit vrees weergeboorte laat ondervind nie. En dit was in die 80's toe die ouens bietjie ekstremisties te kere gegaan het en gesê, die Here kom, julle met hulle daar preek net gepreek, is al wat hulle gepreek het. Die Here gaan kom, al mens weet het. Maar nie op daai manier wat hulle probeer verkondig het nie. Maar op die einde van die dag, as Jesus nou moet kom, gaan jou klere saam wat jy aan het? Nee, dit gaan nie. Gaan jy deur die dak gaan naak? Nee, jy gaan nie. Want toe Jesus verskyn, waar was sy klere wat in die graf was? Nog in die graf. Toe hy verskyn in die disippels, was hy nie naak nie. Had hy gesê, oei, jy is naak, geef hom 'n kleed nie. Wat 'n klere het hy aangehad? Hy het hemelse klere, verheerlikte klere aangehad. En jou gees is bekleed met hemelse klere. Amen. Jy het hemelse klere aan. Jy het 'n wit kleed aan. Jy het 'n rein kleed aan voor God, omdat jy weergeboorte ondervind het. Omdat jy gelowige is.
So hierdie klere bly hier agter, en jy gaan staan in hemelse plek, jy gaan 'n kleed hê, 'n wit kleed, amen, die Bybel sê dit vir ons. Hy gaan jou kleed met nuwe klere, amen, met geestelike klere. Adam en Eva, toe hulle in die tuin was, het mekaar naak gesien. Hoekom? Dat hulle geestelike klere verloor, wat hulle eintlik gedra het. En dit is hoekom die sondeval, maak jou naak, amen, blootgestel. Jy kan nie in die opstanding en in die lewe heers nie. Maar as jy wedergeboorte ondervind en 'n gelowige is, dan trek die Here jou aan. Hy beklee sy bruid mos, amen, met nuwe klere. Hy versier sy bruid, amen, om tegemoet te gaan eendag. En dis hoekom, dit is so wonderlik om hierdie dag te beleef saam met julle. Ons gaan 'n nagmaal hou, maar om hierdie dag te beleef saam met, is die belangrikste dag vir 'n gelowige. En die koringgerwe, die koringare wat gepluk was eintlik die simboliese betekenis van Christus Jesus, wat afgesny is van die aardse. Die liggaam wat afgesny is van die aardse, om vir ek en jy te wys, eendag gaan ons hemelse liggame hê, eendag gaan ons heers in die hemelse plekke, vir ewig en vir altyd saam met Christus. En dis hoekom hierdie dag so wonderlik is. Dis hoekom hierdie dag so spesiaal moet wees vir jou, amen. Die opstanding en die lewe, prys die Here. Amen. So, is elkeen opgewonde? Ja. Is elkeen bly dat jy 'n kind van God is? Amen. Ek sê vir jou toe ek gisterand in die woord mediteer en ek klim in die bed, geen vrees nie, geen angs nie. Ek sê, Here, ons gaan in elk geval eendag by U wees. Hierdie wêreldse goed wat hier gebeur, ag, wat is dit nou eintlik? Amen. Hierdie gemors van die politiek en die paaie en die waterbeperkings en watertekort en alles, wat is dit nou eintlik? Sjoe, ons oorheers het in elk geval reeds. Amen. Ons is in elk geval klaar oorwinnaars. Net deur dit te glo, gaan ons opstanding en lewe geniet in Jesus naam. Amen. Loof die Here. So, hierdie woord moet by ons bly. Ek hoop dat die woord stiek in jou gees. Amen. Dat het plak soos jy kleer toffie. Hy trek tot 'n stopsel uit. Glo my. Maar loof die Here. Amen. So ons is baie dankbaar om dit te kan glo, wat ons vandag glo. Want Jesus het gekom om vir ons die opstanding en die lewe te skenk. Prys die Here. Halleluja. Met dit saam gaan ons 'n nagmaal aanbied vanoggend. En ek vra dit so nog twee broers en susters my help. Dis 'n suster hier voor, maar die broers gaan kom, dankie. Loof die Here, amen. Baie dankie dat ons net vir elkeen die elemente uitdeel. Baie dankie, dankie Mike. Halleluja. En is lekker om tyd te maak in die willigheid dat die woord te hoor. Amen. En nie te hoor. Ons het oorwinning. Ons het lewe in oorvloed. Amen. Die wêreld het niks aan ons nie. Halleluja, loof die naam van Jesus. Hy is die wonderbaarlike, onsienlike, die ewige, amen. Die vredevors, die magtige een, wat oor die lewe heers. Dankie. Sy liefde is onbeperk. Sy liefde is vir ewig. En die kruis het gedemonstreer hoe lief hy vir ons is. Om sy lewe te gee as 'n offer vir elkeen wat glo in hom. Dit is lekker om hom lief te hê en om te ervaar as 'n God wat jou lief het. Dankie Jesus. Kom ons kom vir sy aangesig, kom ons neem die elemente saam. En ons glo dat die liggaam geskeur en gebreek is na die kruis. En toe dit gebreek en geskeur was, het die graf toe oopgeskit, aardbewings, so kragtig was dit. En daardie gelowiges kon opstaan uit die dood uit, hulle kon dadelik lewe ervaar. En dis hoekom dit so belangrik is, om die bloed van die lam
en die kruis van Jesus Christus te sien en te verstaan en weet daarna volg die opstanding. Dis die grootste faktor in 'n kind van God se lewe. Amen. Die dood het nie almal nie. Dood is oorwin. En elkeen wat hier is, gaan lewe vir ewig saam met Christus. So kom ons neem die elemente saam. Jy glo dat die kruisdood vir jou betaal is. Dat jy lewe kan hê in oorvloed. Die bloed van die lam, sy wonde bring genesing. Prys die naam van die Here. En daardie wonde was nie verniet aan die kruis. Daardie wonde het gespreek van beter dinge. Daardie wonde het gespreek, jy is gesond. Daardie wonde het gespreek, jy het oorwinning. Daardie wonde het gespreek, jy sal nooit vergaan nie. En dit is wat hy kom doen het vir ons aan die kruis. Halleluja. So kom ons neem die elemente saam. Kom ons neem die liggaam van ons Here Jesus Christus saam. En weet dat wanneer jy dit neem, sy liggaam geskeer is die deur na die skaapkraal ook oopgemaak. Amen, want hy is die deur. En daardeur het ons toeganklikheid in die skaapkraal, en ons is veilig en beskik na die skaapkraal. Amen. Kom ons neem dit saam met die teenwoordigheid van die Here, en kom ons eer hom daardeur in Jesus naam. Baie dankie Here. Ons gee al die eer. Dankie vir die kosbare liggaam, Here, wat vir ons aan die kruis vasgenaal is. En dat u liggaam gemartel was vir ons, om lewe te ervaar, en lewe in oorvloed. Here, net die liggaam op te offer, het ons al reeds 'n oorvloed in lewe. Ons dankie vir daardie lewe, waar ons elkeen kan wandel, Here. Seën elkeen van my boeties en sissies ryklik, Here, en mag die liefde van ons Here Jesus Christus, hulle gedagtes, hulle sinne, hulle harte oorheers, in Jesus naam. Dankie Here, kom ons neem dit saam in Jesus naam. Halleluja. Dankie vir die liggaam, Jesus. Dankie vir die liggaam, Here, wat ons restoreer, in eenheid met u bring. Dankie vir alles, Here. Kom ons neem die bloed van die lam saam. Die bloed het ons gereinig van alle ongeregtigheid en ons sondes. Hierdie bloed is kragtig, en sy krag sal altyd bly staan, vir ewig en vir altyd. Amen. Loof die Here. Kom ons neem dit saam met die teenwoordigheid van die Here. En Jesus, dankie vir die bloed, Jesus. Dankie vir die kosbare bloed, Here. Die bloed, Here, reinig ons. Die bloed breek elke vloek. Die bloed, Here, se krag weergalm in die heelal. En daardie bloed wat uitgestort is vir ons elkeen, bring ons in geregtigheid voor die troon, Here. En in daardie geregtigheid wil ons die eer en prys en loof, u naam heilig, Here. En sê, u is heilig, u is wonderbaarlik. Here, u is alles wat ons nodig het. Here, u is ons voorsiening. Dankie Vader, ek loof en ek prys vir elkeen wat u is. Dat die krag van die kruis, en die krag van die bloed, en die krag van die opstanding, nou 'n deel is in Jesus naam. Dankie Here. Ons gee al die eer en al die aanbidding en al die prys en al die lof. In Jesus naam, want u is waardig in hierdie plek, Here. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Ek loof die Here. Wonderlik, baie dankie. Dit is lekker om net onder die klank van die woord te wees en die regte goed te verstaan, waar dit gaan om werklik 'n kind van God te wees. Amen. So baie dankie vir elkeen van julle. Mag julle 'n geseënde Paasnaweek verder hê. Mag hierdie dag vir julle baie spesiaal wees saam met